Ek groet u. Kom ons lees van Hebreërs 9 vers 27. En net so is die mens bestem is om eenmaal te sterf en daarna die oordeel, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir 'n tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. The Amplified sê dat those who are eagerly, constantly and patiently waiting for him and expecting him. Die woord saligheid daar beteken verlossing van sonde en die gevolge daarvan en die vereniging met Christus Jesus en toetreding tot die heerlikheid van die ewige lewe in God se koninkryk. En die Skrif sê vir ons dat hy is eenmaal geoffer. Met ander woorde, hy sal nooit weer sterf nie. Hy het die sonde van baie weggeneem en dit wat hy eenmaal gedoen het, sal vir altyd en altyd bly staan. En Romeine 8 vers 23 sê vir ons, en nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het. Ons sug ook in onsself, in afwagting, as we wait eagerly, sê die Engelse vertaling, van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam, die verheerliking, nuwe liggame. Hy gaan vir die tweede maal verskyn, in die wolke, slegs vir hulle, wat met volgehoue afwagting en geduld vir hom gewag het. Nie vir 'n sondoffer nie, maar vir saligheid, om hulle sterflike liggame te bekleed met onsterflikheid en dan met hulle siele te verenig en so in sy heerlike glorie in te neem om vir altyd by die Here te wees. En so sê in Tessalonisense 4 vers 15 vir ons, want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep en die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Wat 'n vooruitsig, en ons sê amen, ja, kom Here Jesus, prys sy naam.